Ons leef in die sogenaamde Paastyd. Dis die tyd waarin ons onsself daarin herinner, en die Gees van die Here ons natuurlik ook daarin herinner, dat Jesus nou uit die wêreld gekom het om 'n pad van nederigheid te bewandel, uiteindelik aan 'n kruishout doodgemaak te word, sodat ons die lewe kan hê. Oral waar mens gaan sien 'n mens kruise, en dit herinner mens aan die geweldige prys wat die Here vir ons betaal het. Om in 'n kruishout te gehang het, was natuurlik 'n geweldige vervloeking geweest. Die Bybel sê trouwens, vervloek is elkeen wat aan 'n kruishout sterf. Dit was die wreedste vorm waarop mense, genaamd die owerheid, hulle misnoë met iemand kon uitspreek. So iemand was eintlik beyond redemption. Hy was 'n krimineel in die ergste sin van die woord. So iemand was Jesus Christus ons Here, deurdat hy al ons sonde en al ons ongeregtigheid op homself geneem het. Inderdaad, die grootste misdadiger van alle tye, sodat jy en my, jou en my misdade van ons skouers afgeneem kon word, ons gereinig kon word deur die kosbare bloed wat hy vir ons gestort het en die ewige lewe kan hê. Ewens skryf iemand die afgelope week in een van die dagblaaie in so 'n geestelike bydra. Hoe lank sal ons nog Paasfees moet vier? Ons doen dit trouwens al soveel jare. En elke keer herleef ons die trauma en die vernedering en die hartseer van dit wat Jesus namens ons moes doen. En dan konkludeer daardie persoon totdat ons die les geleer het. Ons taak is om in dieselfde diensvaardigheid, gebrokenheid, toewyding, oorgawe, dienswilligheid en nederigheid hierdie wêreld te gaan dien. Dis die gesindheid van die kruis. Dis nie die gesindheid van hoogvaardigheid en aanstellerigheid en selfsug en eie belang nie, maar inderdaad, eie belang word prysgegee ter wille van ander. Totdat ons geleer het om ook iets van die kruisgesindheid in ons eie lewens te inkorporeer. Tot dan sal ons Paasfees moet vier.